Het jy al ooit gehoor van 'n mediese toestand wat vernoem is na 'n kombuisgereedskap? Klink nogal vreemd, né? Wel, vandag duik ons in presies dit, die seldsame en regtig fascinerende wêreld van Noteskraker-sindroom. En daai naam, dis nie sommer net uit die lug gegryp nie. Dit kom van 'n ongelooflik treffende beeld. Jy sien, in 1937 het 'n anatoom J.C.B. Grant presies beskryf wat hy gesien het. Die linker nieraar wat letterlik soos 'n neut tussen twee groot are vasgedruk word. En hierdie beeld, hierdie idee van 'n konstante, pynlike druk, dis presies waaroor hierdie toestand gaan. So, dit bring ons by die groot vraag, né? Hoe op aarde kan 'n eenvoudige, amper toevallige anatomiese eienaarigheid soveel pyn en so 'n klomp wydverspreide komplikasies veroorsaak? Dis nou die mediese raaisel wat ons vandag gaan probeer oplos. Goed, so kom ons begin by die begin, die eerste deel van ons ondersoek. En dit is regtig 'n pynlike mediese legkaart. Vir die mense wat hiermee leef, is dit dikwels net 'n warboel van verwarrende simptome. En hierdie simptome, dis nogal iets. Dis amper so stukke van 'n legkaart wat jy uit die boks gooi en dit lyk net glad nie of hulle by mekaar pas nie. Aan die een kant het jy iets redelik direk, soos konstante pyn in die linkerflank of bloed in die urine. Maar dan kry jy hierdie ander meer verwarrende tekens, dinge soos pelviese kongestie-sindroom, wat intense pyn in die onderlyf beteken, of selfs spatale op plekke waar jy dit glad nie verwag nie. En dis juis hierdie wye reeks simptome wat dit so 'n diagnostiese nagmerrie maak. Dit lei dikwels tot jare, letterlik jare se onsekerheid vir pasiënte. So, wat is die oorsaak van al hierdie chaos? Wel, dis tyd om die neetkraker te onthul en die anatomiese skuldige aan die kaak te stel. Eintlik, as jy daaroor dink, is dit basies 'n loodgieterprobleem, maar binne in jou liggaam. Die linker nieraar word letterlik vasgedruk en dit belemmer die bloed se uitvloei uit die linker nier. Die beste manier om dit te verstaan is om te dink aan 'n tuinslang wat 'n knak in het. Wat gebeur? Die druk bou op agter daai knak en dis presies daardie opgeboue druk wat al daai simptome veroorsaak waarna ons sopas gekyk het. Okay, en hier is iets wat regtig belangrik is om te verstaan. Daar is 'n groot verskil tussen die natkraker-fenomeen en die natkraker-sindroom. Jy sien, baie mense loop rond met hierdie anatomiese kompressie sonder enige probleme, glad niks. Dis die fenomeen. Dit word eers 'n sindroom die oomblik wat daardie drukking werklik kliniese simptome veroorsaak, simptome soos pyn wat aan mediese ingryping nodig maak. Dis regtig die verskil tussen 'n interessante anatomiese eienaardigheid en 'n pynlike ontwrigtende mediese toestand. Die pad om hierdie ding te verstaan was, wel, dit was lank. Dink hieroor van Grant se eerste anatomiese beskrywing in 1937, het dit 'n volle 35 jaar gevat voor die toestand in 1972 eers amptelik sy naam gekry het. En hierdie tydlyn wys ons net weer eens hoe ongelooflik moeilik dit vir die mediese wêreld kan wees om hierdie seldsame siektes te identifiseer en regtig te verstaan. Goed, so hoe kraak dokters hierdie diagnose dan? Kom ons kyk 'n bietjie na die speurwerk wat klinisi moet doen om hierdie mediese raaisel op te los. Die pad na 'n diagnose het gewoonlik 3 duidelike stappe. Alles begin met 'n kliniese vermoede. Die dokter luister na die pasiënt se unieke storie en simptome en dink, dalk is dit die probleem. Stap 2 is dan om beeldvorming te gebruik, dink aan CT of MRI-skanderings om te kyk of hulle daai anatomiese kompressie kan sien. Maar die finale onomwonde bewys, dit kom dikwels van 'n angiogram. Dis 'n prosedure waar hulle letterlik binne-in kan gaan en die druk in daai aar direk kan meet. En wanneer hulle daai druk meet, is daar 'n magic number waarna hulle soek, 'n drukverskil of 'n gradiënt soos hulle dit noem, van 3 mm kwik of meer. As hulle dit sien, daai verskil tussen die nieraar en die groter vene cava aar, dan weet hulle, dit bevestig dat daar gevaarlike hoë druk of hipertensie in daardie aar is. Dis die harde data wat die vermoede in 'n diagnose verander. Maar daar's nog 'n baie belangrike leidraad, soos hierdie aanhaling uitwys. Wanneer dokters na daai skanerings kyk, soek hulle spesifiek vir iets wat kollaterale are genoem word. Wat is dit? Wel, dis basies die liggaam se eie slim plan. Dis nuwe bloedroetes wat die liggaam self skep om die blokkade te probeer omseil. So as 'n dokter hierdie ompaaie nie sien nie, is dit 'n groot rooi vlag. Dan's dit baie onwaarskynlik dat Noteskraker-sindroom regtig die oorsaak van die probleem is. Okay, so die diagnose is bevestig. Wat nou? Die volgende logiese vraag is natuurlik, hoe verlig ons hierdie druk? En hier is daar basies 2 hoofpaaie wat na 'n oplossing kan lei.
En hier kom ons by die groot keuse, die sentrale dilemma wat pasiënte en dokters saam moet konfronteer. Aan die een kant het jy oop chirurgie. Dis 'n groot operasie, baie meer indringend, maar dit het bewese goeie langtermynresultate. Aan die ander kant is daar endovaskulêre stenting. Dis minimaal indringend met 'n vinniger hersteltyd, maar, en dis 'n groot maar, daar is 'n wesenlike risiko dat daai stent kan loskom en migreer. Soos jy kan sien, daar is regtig geen maklike antwoord nie. As ons kyk na oop chirurgie, is daar 'n hele paar redelik kreatiewe tegnieke wat chirurge kan gebruik. Maar die doel, maak nie saak watter tegniek nie, is altyd presies dieselfde, om daai aar fisies uit die noodkraker te skuif. Soms beteken dit hulle skuif die aar na 'n heeltemal nuwe plek. Dis 'n prosedure wat transposisie genoem word. En in regtig uiterste gevalle sal dit die hele nier tydelik verwyder en dit op 'n veiliger plek in die liggaam weer aanheg. Dis 'n sogenaamde autotransplantasie. Nogal ongelooflik, né? En hier is wat regtig interessant is. Ten spyte van hoe verskillend hierdie twee benaderings is hulle sukseskoerse verstommend naby aan mekaar. Kykie, sowat 74% van pasiënte voel beter na oop chirurgie en 72% na stenting. Wat doeltreffendheid betref, is hulle dus byna identies. Maar soos ons gesê het, doeltreffendheid is nie die hele storie nie. En hierdie getal is die rede hoekom. Sien jy daai 6,7%? Dit verteenwoordig die risiko van stentmigrasie, soos gesien in groter langtermynstudies. Dit beteken dat in byna 7 uit 100 gevalle kan daai stent loskom en na ander dele van die liggaam beweeg. En dis 'n baie ernstige komplikasie en dit bly die grootste nadeel van die stentingroete. So, dit alles bring ons by die toekoms van behandeling. En in baie maniere is dit nog steeds 'n onopgeloste saakdossier. Die ding is, noodkrakersindroom bly een van daardie ongelooflik frustrerende mediese uitdagings. Hoekom? Wel, dis skaars, so nie baie dokters sien dit nie. Die simptome verskil so baie van een persoon na die volgende en, om alles te kroon, dokters debatteer steeds oor wat nou eintlik die beste behandeling is. Al hierdie faktore saam maak dit 'n ongelooflik komplekse mediese doolhof om te navigeer vir beide dokters en pasiënte. Maar dit is darem nie alles slegte nuus nie. Daar is definitief hoop op die horison, veral met die ontwikkeling van wat hulle noem toegewyde venese stents. Dis basies stents wat spesifiek vir die unieke omgewing van 'n aar ontwerp is, nie 'n slagaar nie. En die verwagting is dat dit die veiligheid en die uitkomste van stenting drasties gaan verbeter. Dit kan 'n absolute game changer wees. En dit alles laat ons met 'n laaste vraag om oor te wonder. As jy na die hele prentjie kyk, vir 'n toestand so kompleks soos hierdie, waar lê die grootste uitdaging? Is dit die anatomie self, daai ongelukkige plasing van 'n aar? Is dit die diagnose om die legkaartstukke bymekaar te sit, of is dit die behandeling om te kies tussen twee onvolmaakte opsies? Die waarheid is seker dat dit 'n kombinasie van al drie is. En dis presies wat noodkrakersindroom so 'n voortdurende en fascinerende mediese raaisel maak.